Gertruida Lewe, geskryf deur Zelda Mans, voorgelees deur Karen Loots. Nou twyfel ek nie meer nie. Hulle moet my in die groendakkies laat opneem. Van wanneer af sal ek met pink tekkies kerk toe wil gaan? Uit vrye keuse nogal. Vandag sit ek behoorlik met rooi wange. Aan gister wil ek nie eers dink nie. Natuurlik het ek in my splinternuwe oorgeplante hart absoluut niks met my spieelbeeld voor die 9 uur Sondag erediens verkeerd gesien nie. My hart het besluit dat pink tekkies goed sal pas by 'n swart knieromp en 'n formele wit kanthemp. Ja, ek het die gemeente se gestaar nie misgekyk nie. Die kerkgebou het in 'n verhoog verander toe ek in die paadjie tot voor by die orgel afstap, waar ek elke Sondag as orgelis waarneem. Almal se oë was op my. Gertruida Vermeulen, wat skaars 'n jaar terug 'n hartoortplanting gehad het. Almal het ook geweet dat my nuwe kloppende en gesonde hart eens aan Pine Pinaar, die dorp se jong rocker, behoort het. Arme Pine het in 'n motorongeluk omgekom. Ek het die kerkgangers en selfs die dominee se oë vermy. My oë het stip na die bladmusiek voor my gekyk. Baie oë het egter 4 kolle op my rug en pink tekkies gebrand. Gertruida Vermeulen is mos altyd prim en proper. Nooit 'n haartjie uit plek nie. Trap altyd netjies in haar hoë hakvoetspore. Gee gedwee elke aand tot hoe laat musieklesse vir snotneusies. Sy lees gehoorsaam saans in haar Bybel. Sy eet haar oats en drink klokslag om 7 uur soggens haar hartmedikasie. As ek eerlik moet wees, heeltemal eerlik, moet ek erken dat dit nie net die pink tekkies was wat die situasie vererger het nie. Ek vermoed die versterkertjie in my lemoensap die oggend het tot die huppel in my stap bygedra. Na die eerste refrein van genade onbeskryflik groot, wou my vingers nie meer saamwerk nie. Dis my hart, jy sien. Hy het my vingers oortuig. In die helfte van die Wildsbok liedjie het die nuwe Gertruida oorgeneem. Ek was maar net 'n toeskouer wat moes toekyk hoe my vingers Living on a Prayer van Bon Jovi speel. 'n Deel van my was trots op my regop postuur en flink vingers. Die ou Gertruida se hart sou gaan staan het. Na die uitspattige vertoning besluit ek toe mos om op te staan en 'n buiging voor my gehoor te maak. Nie net 1 buiging nie, maar 2. Met 'n kopknik het ek vir ou Doom se aanduiding gegee dat hy sy preek mag hervat. Vandag moes ek net besoek by Pine se graf gaan aflê. Ek het baie gehad om te vertel. Ja, en ek het 'n bottel ietsie saamgevat. Snaaks dat ek so tuis by sy graf voel. Heel middag het ek op my boude langs die grys klippies gesit, my rug het teen sy grafsteen geleun. Hy sou nie omgee nie. Ons het gecheers op die woorde wat in sy grafsteen ingeets is. Rebel without a cause.